Hallo, kyk eens by die huis. Ek is vandag op die Vaalrivier onder die Barrage in die Parys omgewing. Na 'n lang afwesigheid is ek weer terug. Ek het baie lanklaas hier gehengel en die afgelope 6 na 12 maande het ek ook baie min tyd hier spandeer. As gevolg van vloede, alge, waterslaai en onreëlmatige water wat uitgelaat was deur Vaaldam. Die rivier lyk goed, die visibility is baie goed, temperatuur is al 14 grade, so is al bietjie warmer. Visibility is 70 tot 80 cm, so baie goed. Lanklaas, of ek kan eintlik onthou wanneer laas ek dit so goed gelyk het nie. Ek het kunshaarstokke gebring, propstokke en 'n vliegstok. Hier so baie stokke op die boot. Ek lyk amper soos 'n basshengelaar, maar gelukkig is daar nie groen vis op die spyskaart nie, maar eerder geelvis en dalk 'n snor of 2 as hulle wil saamspeel. So kom ons kyk wat ons op die lyn kan kry. Ok, hier kan julle sien, hierdie boom is wit van die voëlstront. So ek het my 12 weight en ek klop hier teen die takke af. As ek 'n groot barber gaan vang, gaan dit interessant wees. Maar dis hoekom ek 'n 12 weight gekry het en nie met die 9 weight vang. So hoekom die wit voëlmis van belang is, obviously die mis wat inval, lokklomp, klein visies, groter vis eet, ek dink self die mis ook maar dis altyd 'n plek waar daar natuurlike kos is, in die vorm van voëlmis of ander visies wat die mis eet. 12 weight uitgehaal, gegooi hier teen onder hierdie bome, en dit sal my eerste barber op die 12 weight wees. Ek het hom juis gekoop vir die rivier, want 'n 9 weight is bietjie lig vir hierdie rivierbarbers. Dis nie 'n barber nie. Lodgy. Ok, ek lieg, dis nie my eerste barber nie. Dit is dis 'n lodgy. My magtig. Wil jy nou meer? In you go. Lodgy, my Lonnie. On the fly, my guy. Een van die redes is hoekom ek met 'n spesie net baie keer as my skepnet gebruik. Ek is nou alleen vandag op die boot. So hierdie net is lekker diep. Daar is my lodgy. So terwyl ek nou die kamera gaan regkry, gaan hy net hier rustig chill in die net. En ek hoef nie oorhaastig te wees nie, en daar's geen kans dat hy gaan uitkom nie, dat ek gou 'n fotootjie kan neem. Eerste vis van die oggend, lodgy, ag nie groot nie, seker so kilo en 'n half, 1.8. Nie lang gevat om van die merk af te kom nie, en dit nogal op die vlieg. Geplop vir barber sonder takke wat wit geskuit is deur die voëls, en nie lang gevat nie. Dus ek aan met die ouetjie, vlieg ouens. Ek dink julle mis regtig 'n triek om nie te plop vir lodgies nie. Jy moet maar nou en dan die pyn vat en 'n barber vang, maar dit werk. Om te plop vir barbers vang die geelvis ook. Dit is my 4de of 5de geelvis, ek dink 4de, wat ek grootbek wat ek per ongeluk vang, terwyl ek eintlik plop vir barbers. Nog een, weet nie wat nie, ek wil nie sê is 'n barber nie, want ek het al my les so geleer. Hierdie stok het nog nie 'n barber gevang, hy het nou al graskarp en 'n lodgy gevang voor hy 'n barber gevang het. Nog geel! Hier kan julle sien is die boom waar ek plop. Nog 'n lodgy, yes! Nie lank nie. Eerste een is op die Catfish Vibrator van Terry. Hierdie ene is op die Cape Tiger onder. 2 lodgies in quick succession. Die ene lyk of hy nog 'n bietjie beter is ook. Nog 'n lodgy.
selfde size as die ander ene. Ek het gedink hy's ook bietjie groter. Maar ja, lyk my hy's maar min of meer dieselfde size. En as ek nie van beter geweet het, sal ek gesê dis dieselfde vis. Maar largie nommer 2, sommer gou. En soos ek sê, ek dink van die vliegouens mis 'n treat. Miskien is ek net ignorant. Dalk is daar ouens wat plop vir largies. Laat weet my in die comments as jy een van hulle is. Maar vir die ouens wat largies op vliegtuiken en nie vir hulle plop nie, ek dink julle mis 'n triek en julle moet maar nou en dan deur daai barbers werk. Maar hier het ek 2 largies in die eerste halfuur. Nie baie gekaas nie. En hier sit hy. Rol nou 'n bietjie aan met 'n vis. Dink jy is groot nie? Maar moontlik die eerste een op kunsaas. Ag, moeder. Klein largie. Ja, hy is nou nie eens 'n foto werd nie. Ja, klein largie. Eerste een op kunsaas vir vandag. Ek gaan nie eens 'n foto neem nie. Maar ja, happy die een op die kunsaas ook gekry. Van hy, klein bogger. Hier is waarmee ek daai largies gevang het. Dis die Catfish Vibrator van Terry Babbage. As ek in die rivier vang, sit ek gewoonlik die Catfish Vibrator aan in plaas van die BBB. Omdat ek dink dis 'n beter largie vlieg en ek altyd geweet daar gaan 'n kans wees om 'n largie te vang. En dan ek het die een largie op hierdie CV gevang. En dan op die onderste vlieg het ek 'n Kaap Tagger. Die ene is swart en rooi. Gewone stock standard Kaap Tagger. So ek het 1 largie op hy CV gevang. 1 gevang op die Kaap Tagger. En dis jou gewone barber plopping rig. New Zealand style. Met 'n CV bo en 'n Kaap Tagger onder. Die ander largie wat ek gevang het was op trol. Hierdie Rapala Shad Dancer 5 cm in die silwer kleur met VMC Mangrove single inline hoeke. Dit bring ons tot die einde van die dag. Ding het met 'n spoed weggetrek vanoggend met 2 largies in die eerste halfuur. En toe dink ek, yes, vandag is nou die dag wat ek hulle gaan looi. Maar nou ja, visvang het 'n manier om mens vinnig nederig te maak. Dit het toe aansienlik moeiliker geraak daarna. Verder vir die dag nog net 1 groot bek gevang op kunsaas. In die middag het jy 'n koelerige suidweste wind begin waai. Windrigting het definitief verander en daai wind is nie yskoud nie, maar ek kan voel hy is definitief bietjie koeler. Ek dink dit het die visse op bietjie afgeskakel en ek het besluit ek gaan nou maar bietjie vroeër in die pad val sodat ek betyds kan wees vir die rugby Suid-Afrika teen Nieu-Seeland die eerste toets. Dit was lekker om vir 'n slag weer terug te wees op die Vaalrivier onder die barrage. Dit is my home ground. 3 largies vir die dag. Nie die beste dag nie, nie die slegste dag nie, maar dis al vir die keer. Tot volgende keer.